Hoofnuus vanaand. Daar is wye reaksie op die president se toespraak oor ongedokumenteerde buitelanders. Tientalle sterf in kragtige aardbewing in Filippyne wat tot tsunami waarskuwings lei. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Sommige politieke partye het president Cyril Ramaphosa se besluite rakende immigrasiebeheer en die versterking van die land se grensposte verwelkom. Hulle meen egter dat die ware toets in die implementering gaan wees. Hoewel sommige LPs nie saamstem oor die bron van die immigrasie-uitdagings nie, is daar wel konsensus oor ongedokumenteerde buitelanders, korrupsie en die swak toepassing van die reg. Die DA en ACDP meen egter dat immigrante se menseregte moet beskerm word. This is the right message at a dangerous moment for our country. South Africans must reject xenophobia, uphold our constitutional values, and never allow anger over hardship to become violence against vulnerable people. The DA will support every lawful effort in the GNU to restore order, secure our borders, and fix the broken systems. We understand the frustrations of millions of South Africans that are struggling with socio-economic reasons, unemployment, poverty, and therefore it is very necessary that SPARs and local businesses are preferably run by South Africans. Politieke partye steun ook strenger implementering en wetstoepassing by grensposte. We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems, and the slow pace of consequence management against those who undermine the integrity of our immigration framework. Rise Mzansi het gemeenskappe gewaarsku om nie reg in eie hande te neem nie. What Rise Mzansi will never condone is anyone hitting the streets, getting into somebody's home and beating them up and taking the place of the government, which is also not allowed to get in anywhere and beat someone up. That we will never condone. The real test, however, will not be the announcement itself, but implementation. South Africans have had commitments before. What citizens now want to see are measurable outcomes. Hoewel Ramaphosa se aankondiging aanklank vind, lê die uitdaging egter in die implementering van die aksieplan. Lede van die burgerregtegroep Echile en Action SA ondersteuners soek strenger optrede teen ongedokumenteerde immigrante. Die organisasie het 'n griefskrif aan die kantoor van die premier in Polokwane in Limpopo oorhandig. Volgens die betogers is die regering se 5-punt plan wat president Cyril Ramaphosa gister aangekondig het om ongedokumenteerde immigrasie aan te spreek nie voldoende nie. Die organisasie Echile, wat beteken tyd is verstreke in Sesotho, was aan die voorpunt van die verzet optrede. We are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over-influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD, they have taken over the micro-scale economy. Action SA ondersteuners het ook die regering se aksieplan gekritiseer. There was no concrete plan as to how we are going to deal with the issues of illegal immigrants taking our jobs that we are having in our factories, in our hotels, but even worse, the address did not speak to the fundamentals that South Africans are raising. The fundamentals that when you go to townships, all the businesses there, the salons, the spaza shops, they are owned and run by foreigners. Die betogers het onder meer geëis dat alle ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie onmiddellik gedeporteer word. Die adjunkdirekteur in die premier se kantoor, Rudzani Morovi, het die griefskrif aanvaar en onderneem dat hulle binne die gegeewe 14 dae sal reageer. Die fokus die week in die vloedgetuieerde gebiede van die tuinroete en die Klein Karoo streke in die Wes-Kaap is om gemeenskappe wat afgesny is te bereik en skade aan paaie en ander infrastruktuur te bepaal.
Verlede week se kategorie 8 storm het oorstromings, kragonderbrekings, grondstortings en rotsstortings tot gevolg gehad. 2 mense het verdrink wat oorstromende riviere wou oorsteek. Hoewel watervlakke begin daal het, is daar steeds gemeenskappe in landelike gebiede wat nie bereik kan word nie. Helikopters word ingespan om kos af te lewer en mediese hulp te verleen. Nasionale en provinsiale rampbestuurspanne doen ter plaatse ondersoeke en opruimingswerk is ook aan die gang. 'n Kuberverwante voorval by die begrafnisdiensverskaffer Afpop het daartoe gelei dat 'n gesin hulle ma al vir die afgelope 2 weke nie kan begrawe nie. Die Matlengana gesin van Gqeberha in die Oos-Kaap sê hulle wag dat die begrafnispolis uitbetaal, maar die begrafnisondernemer sê die vertraging is weens 'n stelselontwrigting. It's so painful and not dignified. Dit is 2 weke se derd hulle ma se afsterwe. Die familie kon haar nog nie begrawe nie weens vertragings met 'n begrafnispolis uitbetaling. We want the best for mom because she was the best. So we're sitting as siblings who said no because she did everything to us. So we have to, in our culture, you have to have a cow. Now we are having these emotions still. It's not dawning that we have to bury our mom, but now we have problems with the service provider that she had a funeral cover with. Die kinders wil hul ma die waardige afskeid gee wat sy verdien. Omdat die maatskappy nie toegang tot hulle databasis kon kry nie, is hulle R10,000 gegee en gevra om die ander uitgawes terug te eis sodra die stelsels herstel is. The dividends, it's 17,000 that we need to pay from our pocket. And then we told them we don't have money. That's the reason for the policy. Afpop sê 'n kuberverwante voorval het sommige van sy digitale stelsels ontwrig, wat sy vermoë om sekere eise te verwerk beïnvloed. Takke bly egter oop om te help waar moontlik. Initially, we were unable to determine the actual value of policies. So we just assumed that a value of at least 10,000 will be applicable. And that's what we intended to pay on the first day or 2 days of the crisis. At the moment, we have access to our policyholder details. So we now actually pay the real value. Sedert ons onderhoud met die Matlengana familie het Afpop uitgereik en hulle bygestaan. Die familie gaan hulle geliefde Vrydag begrawe. Kim Daniels, SAIK nuus, Gqeberha. In Henneman in die Vrystaat het die dodetal van 'n skietvoorval gister tot 5 gestyg nadat een van die slagoffers in die Bongani Hospitaal in Welkom aan sy wonde beswyk het. 'n 47-jarige polisiebeampte het vroeg gisteroggend op 5 mense geskiet, waarvan 3 op die toneel gesterf het. 2 ander is beseer voordat die beampte sy eie lewe geneem het. Een van die beseerdes het later in die hospitaal gesterf. Die polisie sê die motief vir die voorval word nog ondersoek. Die soektog na die 21-jarige Zenandi Cholwani in Bombela in Mpumalanga sal môreoggend voortgesit word. Cholwani is sedert Sondag vermis nadat die voertuig waarin sy 'n passasier was in die Krokodilrivier in Bombela gestort het. Die liggame van Vigo Godfrey en Tentwalo Khoza is in die voertuig gevind. Daar word geglo dat die bestuurder nie by die kruising gestop het nie, deur 'n heining gebots het en meer as 500 meter verder in die rivier beland het. Die polisie gebruik hommeltuie in die soektog, maar sê daar is gevaarlike toestande wat die werk bemoeilik. Daar is verskeie krokodille en seekoeie in die Krokodilrivier. Ons waarsku dat sommige beeldmateriaal sensitiewe kykers kan ontstel. Talle inwoners in die suide van die Filippyne het hulle skok en hartseer uitgespreek nadat 'n kragtige aardbewing van 7,8 die kusstreek getref het. Minstens 32 mense het gesterf, talle is beseer en verskeie geboue is beskadig. Verskeie lande, insluitend Indonesië, Japan en Australië, het tsunami-waarskuwings uitgereik na die skudding
wat vroegoggend sowat 20 km van die kus van die Sangarani provinsie voorgekom het. Sommige daarvan is ure later gekanselleer. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran en Israel opdrag gegee om onmiddellik op te hou om op mekaar te skiet. Dit volg na Israel se dodelike lugaanvalle op die suidelike voorstede van die Libanese hoofstad Beirut. Minstens 13 mense is dood en 15 ander is beseer in die Israeliese weermag se verskerpte militêre veldtog teen Hezbollah. Terwyl Iran aangedui het dat hy sy aanvalle gaan stop, was daar nog geen reaksie van Israel nie. Volgens die Israeliese weermag het hy Hezbollah geteken uit weerwraak op aanvalle op gemeenskappe in die noorde van Israel. Hy sê hulle het die suide van Libanon aangeval na Hezbollah se aanvalle op noordelike Israeliese gebiede. Die Israeliese weermag sal sy militêre veldtog reg oor Libanon voortsit en die gewapende groep verder teiken. Hulle sal nie toelaat dat Israeliese burgers aangeval word nie. Nooddienswerkers in Sidon in die suide van Libanon sê gewone burgers gaan swaar gebuk onder die spanning in die gebied te midde van beperkte hulpbronne. En ons gaan net na die reklamebreek voort, sien jy net hierna. Die familie van Xolisi Diki Jacobs, wat na bewering aan die hand van die apartheidspolisie gesterf het, sê die mense wat lig kan werp op wat met hom gebeur het, word al minder. Met die afsterwe van getuies vrees hulle dat die waarheid nooit sal uitkom nie. Jacobs is op 22 Oktober 1986 in sy tronksel gevind na 129 dae van aanhouding onder die noodtoestandregulasies. Terwyl die amptelike oorsaak van dood as selfdood deur ophanging beslis is, het die WVK beduidende teenstrydighede uitgelig en die staat se narratief betwis. Jacobs se familie vorm deel van die prosesse van die Kampepe-kommissie van ondersoek wat probeer om beweringe van politieke inmenging en onderdrukking te ondersoek, wat die ondersoek en vervolging van misdade uit die apartheidsera soos aanbeveel deur die WVK geblokkeer het. Dit is 40 jaar sedert Xolisi Diki Jacobs in polisieaanhouding gesterf het, maar sy geliefdes voel steeds die pyn wat sy dood agtergelaat het. Ek het onder die bed ingekruip en ek roep my kind se naam en die auntie vra vir my, wat het jou kind oorgekom? Ek vra, waar is my kind? Toe kom julle hier, waar is my kind? Hy moet môreoggend eksamen gaan skryf. En my auntie sê vir my, my kind bly stil, is 'n baie seer storie, jou kind het gesterwe. Mense, aarde, Here help my. Hy is op 15 Junie 1986 tydens 'n noodtoestand aangehou en is op 26-jarige ouderdom in polisieaanhouding oorlede. Die polisie in Appington het die nuus aan Jacob se ouma en suster oorgedra. We just had a loud knock. Kuf, 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 kuf. And my grandmother asked, Ngubani? In Xhosa, meaning, wie is that? And she got up, and we both got up, and we went to the door. She opened the door, and it was the police, and they just said to her, ons het net gekom sê dat hy hond is dood. Amptelik word aangedui dat Jacob selfmoord gepleeg het, maar sy familie het dit van die begin af verwerp. I never believed that he, as the prison authorities said, because he was in a cell next to me. So the concept, the whole narrative of him having committed suicide will never find place in my heart. If that was the case, then the concealment of that evening, which I witnessed, negates that narrative. Alle die dokter nader en gedraai. Toe sê die dokter, toe hulle vir hom voel, wat hy by die tronk kom, toe hulle al die kind buitekant op die gras gelaat lê.
Die familie het in 1996 aan die Waarheids- en Versoeningskomitee verhoor in Appington deelgeneem. Die WVK-lede het ook die selfmoordnarratief betwyfel en die saak vir strafregtelike ondersoek verwys. All we want that case to prove, what has the NPA done since we have appeared in front of the TRC? We have the belief there was interference. There was no commitment to investigate since we appeared in 1996 till to date. The two presidents who were there before, President Mbeki, President Zuma, are spending all their efforts to resist us to come to the Kempempe Commission. They must tell us, what is this that we must not know about in the Kempempe Commission? If they've got nothing to hide, let them come clean. Die Jacobs familie weet steeds nie wat gebeur het in Tikkie se laaste oomblikke nie. Hulle beweer dat die NVG en die polisie hulle nie op hoogte hou hoe die saak vorder nie. Hulle vorm nou deel van die Kempempe Kommissie se prosesse en hoop dat die waarheid binnekort sal seëvier. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Appington, Noord-Kaap. Generaal-majoor Ferous Khan gaan op 1 Julie voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek verskyn te midde van die fokus op die Eriton Scania dwelmfonds stryd van R300 miljoen in Julie 2021. Getuienis voor die kommissie het talle vrae in die lig gebring wat Khan en ander hooggeplaaste valke-offisiere moet beantwoord ten opsigte van hulle teenwoordigheid op die toneel wat dui op moontlike inmenging en regsveruideling. Luitenant-kolonel Nkwana Joseph Sebola het sy getuienis voor die kommissie voortgesit om meer lig te werp op die vermeende komedie van foute wat gemaak is tydens die Julie 2021 Eriton Scania dwelmklopjag. Die kern van die saak is beweringe dat die beamptes probeer het om die dwelms te steel. Die valke wat ook op die toneel toegeslaan het, word ook gekritiseer oor die hantering van die toneel, as ook die teenwoordigheid van die Gautengse valkebaas, generaal-majoor Ibrahim Kadwa, en die misdaad-intelligensiebeampte, generaal-majoor Ferous Khan. Some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Because going back to Eriton and back to what I've experienced before, then I could safely say there is a lot of interference. I don't know what is pushing them. Die kommissie se verrigtinge duur môre voort. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het met die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag. Sportnuus en die weer net hierna. Sien jou nou. En is dan al van die Afrikaanse redaksie. Ons is môre aand weer terug met nog nuus in Afrikaans. Mooi bly, tot dan. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref, enkele buie kom voor in die suidelike dele van die land met bewolkte toestande wat voorkom in dele van die Noord-Kaap, asook in dele van die Vrystaat en die verre noordelike dele van die Oos-Kaap. Anders het mooi weer die noordoostelike dele van die land. As ons kyk na môre, mooi weer kan verwag van die westelike helfte van die land met oggendmiskolle wat voorkom in dele van die Wes-Kaap, so dit kan sig belemmer, so wees asseblief versigtig. Bewolkte toestande kom ook voor in Oos-Kaap, dele van die Vrystaat en KwaZulu
KwaZulu-Natal. Enkele buie kan ook verwag word langs die kus, asook in die grensende binneland van die Oos-Kaap, asook in dele van KwaZulu-Natal. Daar is geen weer wat uitgetrek Suid-Afrikaanse weer, so kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kom voor. Pretoria en Bronkhortspruit se maksimum is 22 grade. Johannesburg het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 21. In Limpopo, 'n koel tot warme dag kom voor. Messina het 'n maksimum van 26 grade en 'n minimum van 10. Polokwane se minimum is 7 en 'n maksimum van 24. In Mpumalanga, bewolkte toestande kan verwag word, anders dit koel. Carolina het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 4. Ermelo se maksimum is ook 18 grade. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal. 'n Koeldag kom voor. Kokstad het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 15. Richards Bay se maksimum is 23 grade. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap. Enkele buie kan verwag word langs die kus van hierdie provinsie. Ander dit koel. Willowmore het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 15. Gqeberha se maksimum is 20 grade. In die Wes-Kaap, 'n koeldag kan ook verwag word en dit is sonnig in hierdie provinsie. George het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 10. Kaapstad se minimum is 17 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders is ook koel in hierdie provinsie. Temperatuur in die lae 20s kan verwag word. Appington se maksimum is 23 grade en 'n minimum van 6. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n koeldag kan verwag word. Welkom met 'n maksimum van 20. Bethlehem se maksimum is 18 grade. Bloemfontein se maksimum is ook 20 grade en 'n minimum van 4. Forest Smith se maksimum is 19. Dan laastens Noordwes, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, ander dit koel. 24 grade se maksimum daar is vir Rustenburg, asook Potchefstroom. Ottosdal se maksimum is 19 grade. Dit is nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.